Hartlike welkom by Agri Monitor. Vandag het ons 'n boervrou uit die Gamsberg omgewing van die plaas Steinheim. Daardie omgewing sukkel verskriklik met veediefstal en wildstropery. Barbara Steenkamp van Steinheim kuier by ons in die ateljee en vertel wat hulle buurtwag alles moet doen om hierdie stropers en veediewe vas te vat. En dan ook 'n wonderlike bekende fotograaf, Anja Denker, kuier by ons en sy het 'n fantastiese boek geskryf oor Etosha met al haar pragtfoto's daarin vervat. Agri Monitor verskyn van nou af elke Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag in Republikein Algemeine Zeitung en Namibian Sun, een blad elke dag, en dan Vrydag versprei ons die 4 bladsye na 'n verskeidenheid handelaars soos Agrimark en so. Vandag in die nuus ons innige medelee met die familie van Wyle Jacob Hamotenya, die 36-jarige streeksbestuurder van Amta vir die noordelike streke in Ongwediva. Hy het in 'n motorongeluk tussen Otavi en Otjiwarongo gestrek. Alle meegevoel. Ons het lekker reën gehad hier in die hoofstad en ons wil net vir julle 'n opdatering van daminvloei gee. Swak op Poort staande op 34,9%, Von Bach op 28,7%, Omatako 28,5%, die Omachene dam het invloei gehad en staande op 4,4%. Maar hierdie foto wat ons hier sien, is die Kariba dam in Zambië, wat kommerwekkend laag is op slegs 6%. Ons moet onthou, hidroelektrisiteit word hier opgewek en verskaf ook krag aan Namibië, en landbouminister Kalle Schletwein is tans in Washington DC om te bepleit vir Zamcom om meer geld te kry om vir die Zambesi waterkom geld te kry. En dan ons hoofberig vandag in Agri Monitor gaan oor die kameeldoringboom. Ja, so ek het die kop gemaak, kameeldoring jou doring. In die droë sanderige grond van Suider-Afrika bring 'n geharde vegter sy kant. Navorsers het ontdek dat kameeldoringbome die groei van lammers en hul vleisgehalte verbeter en sluit aan by Namibiese boere wat al lankal boskos as veevoer inspan, en dit geld dan ook vir die kameeldoringboom. 'n Span navorsers van Noordwes Universiteit in Potchefstroom het nou ontdek dat om voer vir lammers met die meel van die blare van kameeldoringbome en geammonifiseerde mieliereste aan te vul, hul groei beduidend bevorder, die vleisgehalte verbeter en vetsuurprofiele verryk. So moenie vergeet nie, ons is Woensdag, Donderdag en Vrydag weer in Republikein Algemeine Zeitung en Namibian Sun op die Market Watch blaaie. Hartlike welkom aan Barbara Steenkamp, hulle boer daar op Steinheim in die Gamsberg omgewing. Baie welkom by Agri Monitor. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging. So, al die boere unies en verenigings moet nou voor 'n staande komitee verslag doen oor die verskriklike veediefstal en wildstropery wat in die land aangaan. Hoekom ek vir jou genooi het, is julle is lid van die Gamsberg Boerevereniging, julle is lid van die Gamsberg Buurtwag en julle het ontsaglike uitdagings met wildstropery en veediefstal. So erg dat julle moes kameras opsit om te help om hierdie veediefstal en wildstropery te voorkom en hierdie syndikaate, want dit is syndikaate, te help vastrek. Ja, vertel ons daarvan, Barbara. Ons het so 'n paar jaar gelede ek dink dit is al so 4 of 5 jaar, het ons die boere, die Gamsberg Neighborhood Watch gestig. Ja. Die boerevereniging fokus nie noodwendig op sekuriteit
net dit nie. So ons het die buurtwag gestig en dit fokus dan toe net op sekuriteit. So ons het dis maar eintlik privaat befonds of finansier en ons het nou al oor die afgelope paar jaar, ek dink in die omgewing van tussen 200 en 300.000 dollar spandeer tussen die boere om kameras op te sit. So tans is daar ek dink so 25 kameras op en daar kom nou nog so 6 op binne die volgende 2 of 3 maande. Maar help die polisie, laat weet julle die polisie as julle verdagte voertuie opgemerk het? Ja, so ons het 'n beheerkamer wat ook dit is maar onder die boere wat ons beurte maak om dit 24 uur te beman, want dit is ook alles ekstra fondse as jy moet nou 'n beheerkamer of 'n sekuriteitsmaatskappy aanstel, so ons doen dit self vir 24 uur en dan het ons afhangende van in watter area ons sekere voertuie sien of dan sal ons die boere bel en dan sal hulle gaan kyk wat aangaan. So ja, ons het 'n baie aktiewe buurtwag en ons het nou weer Saterdag ons algemene jaarvergadering gehad en ons het groot planne en dit is definitief baie effektief. Maar hoeveel is julle wat nou so monitor as julle nou moet 24? Eintlik is ons net tussen die 2 van ons. Ons het nou net 2. Ons het net 2 van ons vir nou, ja. En dan is daar nou nog so 1 of 2 boere wat indien dit nodig is, dan kan hulle ook access kry. Maar dit raak ook moeilik. Mense kan ook nie te veel op die kameras wees nie, want daar kan net een op 'n slag op die netwerk wees. So as daar nou 5 of 6 mense access, dan kan nie een opkom nie. So ja, dit werk eintlik goed net tussen die 2 van ons. Maar hoe lank sit jy nou en dop? Ek meen jy moet nog boer ook. Jy het 'n boerdery, jy het 'n toerisme. Jy hoef nie permanent daarso op te wees nie. So jy gaan net in die playbook in en dan kan jy sien en ons het nou al 'n blacklist van voertuie en van registrasienommers wat ons weet. En ons is besig om te investeer in AI ook. Artificial intelligence. So dan kan jy fisies dit invoer in die rekenaar en sê hoorie so as daar 'n Ford Ranger of 'n Amarok inkom wat geel of swart of silwer is met hierdie registrasienommer, dan skop hy vir jou daai uit. So jy hoef nie deur elke liewe motor te gaan nie. Jy gaan ook tussen verskillende kameras in en dan kan jy sien as 'n motor te lank vat. Ons weet dit vat sê maar 10 of 15 minute van die een kamera tot by die volgende een. So as jy sien die motor kom net by die volgende een uit, dan weet jy okay, daar's ons definitief 'n probleem en dan stuur ons iemand uit om gou te gaan kyk. Sjoe, dit is baie interessant. Hoe erg dit is baie erg in die Gamsberg omgewing, die veediefstal in die wildstropery. En jy sê dit is definitief georganiseerde syndikaate. Dit is nie net Ja, nee, dit is definitief georganiseerde syndikaate en ons het al ook 'n patroon agtergekom. Ons sien nou al dat hulle kom laai eers die stropers af, sê maar in die oggende so by 10:00 in die daglig en dan gaan soek hulle die bees, dan is daar nog 'n kar wat uitkom om hulle weer te kom optel en gewoonlik as die son gesak het en dan is daar nog 'n motor wat uitkom, gewoonlik in die middel van die nag, so 3 uur, 4 uur se kant, om dan die vleis te kom laai. So dis nooit dieselfde kar nie. En hulle verander ook die nommerplate. So dis altyd vals nommerplate. Ja. En jy sê dit is nou nie meer net skorros wat daar's nou Nee. Daar's nou luukse bakkies dit is nie meer net wat betrokke is. Dit is nie net meer en hulle huur ook die motor. So ons het nou ook agtergekom, hulle huur die motor so daar is baie keer verhuuringsmaatskappye wat ook 'n vinger in die paai het en ook 'n bok of 2 kry uit die deel uit. Maar die netwerk het definitief baie kleiner geraak en ons het nou oor die afgelope paar jaar agtergekom ook hoe hulle opereer. En so ons is baie meer reaktief as wat ons was sê maar 3 of 4 of 5 jaar gelede. En as ons iets agterkom of iets sien wat nie reg is nie, dan spring ons onmiddellik in. Maar Barbara, raak julle nie moedeloos nie? Ek meen julle het soveel uitdagings as boere, veral Gamsberg omgewing was verskriklik droog. Breek dit julle moed of as daar nou nog iets bykom soos dit breek diefstal wat nou nog 'n uitdaging is? Dit breek definitief vir mense moed want ek dink die boere gaan deur 'n moeilike seisoen. Ek praat namens die boere in die Weste, daar is baie boere wat nog nie reën gekry het nie. Die boere wat wel reën gekry het, hulle het nie noodwendig die normale reën wat hulle gekry het tot en met sê maar begin Maart nie. So die veiding lyk nie soos wat dit gewoonlik doen nie. Daar's 'n uitbreek van knoppiesvel, so dit is alles ekstra onkostes en daar's baie boere wat al bees verloor het. Daar's ook baie boere wat van hulle kudde moes verkoop het omdat hulle nie genoeg veiding gehad het om net tot te kom tot by hierdie reenseisoen nie. Brandstof gaan die hele tyd op. Salarisse is op. So ons probeer die boerdery soos 'n besigheidsbedryf. Mens moet mos nou kop bo water hou, maar dan om nou nog kriminele aktiwiteite ook te probeer beveg.
Ja, wat nie regtig julle werk is nie. Julle is nie veronderstel dit is nie waar ons expertise noodwendig lê nie. So daar's definitief 'n menslike gevaar betrokke. Staan as ons het hulle al vasgetrek in die veld en hulle het maar gewere, hulle het pangas. Ja, so dit is the struggle is real daar buite. Want ons gaan nie noodwendig uit met ons gewere en ons pangas en whatever nie. Jy fisies as jy hoor daar's ons iemand daar's vandag, jy klim in jou kar en jy ry. Ek dink dit was einde November of Desember se kant het hulle was ook in die middel van die nag. Het ons 'n verdagte motor gesien en een van die boere het in sy bakkie gespring en begin ry en toe het hulle vir hom gejaag. Tot sy petrol opgeraak het amper tot in Walvisbaai en dit is nou van die C26 af. So dit was 'n goeie 2 ure se ry gewees. In die Amrok wat hy toe agtervolg het oor padtekens gery en ja, dit was vonkenspad, maar op die ouende het hulle weggekom want ja, die boer se petrol het opgeraak en toe moes 'n ander boer kom watter tyd van die oggend om nou vir hom brandstof te gee. So ja, maar ons is baie bly vir nou dat Brokkerhof ten minste agter tralies sit en dit beteken vir ons regtig baie dat hy nie uit is op borgtog nie. Want daar is van sy syndikaatlede wat einde November ook agter tralies was, maar hulle is weer uit op borgtog. So en mense vind dan maar dat hulle weer teruggaan en hulle selfde kriminele hotspots in wil ek nou amper sê. So ons het nou weer 2 weke gelede is daar 'n stoetbil geslag so 2 plase van ons af. Hulle maak eenvoudig net die bil dood en laai hom op en dit is ook moeilik om leidrade op te volg self. Vir sulke misdade, want daar is nie noodwendig maar daar is nie noodwendig baie leidraad. Dit is nie soos in die dorp verstaan wat jy vir mense kan vra wat het jy gesien of dit is letterlik dis in die veld. So en hulle is ook maar uitgeslaap wat aanbetref as jy hulle voetspore of so wil agterna sit. So ek wil nou net dit maak dit moeilik. Dit maak dit moeilik. Ek wil net gou net 'n opdatering gee oor Derek Brokkerhof. Die saak is tot 20 Maart uitgestel. En vir die aanklaer-generaal om te beslis of al hierdie sake, want daar is soveel hangende sake teen hom, daar's baie, dat dit nou saamgegooi word en dan na die streekshof verskuif word. So dit is goeie nuus. Dit is baie goeie nuus, maar dit sal baie goed wees as hy syndikaatslede dan ook vasgetrek word. Want as hulle uitkom, dan is hulle gaan net aan. Hulle gaan net aan. So wat vir ons baie help met Brokkerhof se storie is dat die streke, die ander streke se sake teen hom ook nou alles saamgesit is. En hy is baie moeilik is om alles bymekaar te kry. En hy is 'n gewoonte misdadiger. Daar is soveel ander sake waarop hy reeds skuldig bevind is, soos byvoorbeeld kokain verwante klagte. So kom ons hoop net al hierdie veediewe en wildstroopers word vasgetrek en bly agter tralies en word skuldig bevind. Dit sal 'n baie goeie ding wees as hy nou 'n goeie vonnis opgelê word deur die howe. Ons sit al ons hoop in die howe en hulle moet nou maar die regte besluit maak, want ek dink dit sal definitief 'n groot oorwinning wees as hy en dit sal 'n goeie voorbeeld ook wees vir die res want hulle is gewoond aan wegkom. Met hierdie grappie. Barbara, baie dankie vir boervroue soos julle wat regtig ek meen agter jou man en agter die hele gemeenskap en boerevereniging staan en help om misdaad op te slaan. Baie dankie. Elkeen doen sy deel. Baie welkom aan Anja Denker, bekende fotograaf. Anja, dit is vir my so voorreg om vir jou hier in die ateljee te hê. Baie dankie François, baie dankie vir die uitnodiging. Dit is 'n groot plesier om hier te wees. Anja, ek het jou 10 jaar terug ontmoet. Toe was ons twee saam by 'n protesoptog teen renosterstropery. En van daar af het jy so 'n spesiale plek in my hart want jy is ook 'n omgewingsbewaarder, maar jy staan ook bekend as iemand wat seels skilder geteken het. Dis reg, ek het baie seelreekse vir Nampost ontwerp vir ander SADC-lande en dit was 'n baie lekker werk vir my want ek het baie met die natuur gewerk, voëls, diere. 'n Mens kan ook 'n boodskap deur seels oordra, so dit was baie lekker geweest. En nou is dit half iets wat dis vir my so hartseer. Briewe sterf uit, so seels ook want niemand
Wie pos nog briewe? Nee, niemand nie. E-pos het oorgevat, maar ook die versamelaars het ook 1 tot 1 het hulle nie meer versamel, dit het eenvoudig te duur geraak. So dit is ongelukkige uitsterwende kuns. Ja, ek moet sê ek was ook 'n seelversamelaar in my jong dae, so ek moet hulle weer bietjie bymekaar kry. Maar die rede hoekom jy vandag hier is, ons gaan nie vandag plaas toe nie, ons gaan veld toe. Ons gaan Etosha toe. Anja het hierdie fantastiese boek geskryf, dis 'n gids. Etosha Self-Drive, Routes, Roads and Ratings. Anja, dit is regtig 'n merkwaardige boek. En omdat jy so fantastiese fotograaf is, dit is 'n pronkstig. En ek wil vir jou gelukwens. Dis rarig, ek dink enige iemand wat Etosha toe wil gaan, moet hierdie boek hê. Vertel vir my, hoekom het jy besluit om hierdie boek te skryf? Frans, daar is 'n paar verskillende redes. Dit het eintlik begin, my man het vir my 'n vlugte oor die Etosha pan geskenk vir my verjaarsdag. En dit het my lewe verander. Dit was so fantasties en toe besluit ek, nee, ek wil 'n koffietafelboek maak, net Aerial Etosha, omdat mense dit nie ken nie. En toe sê die publisher vir my, nee, boeke moet funksionele redes hê. Ja. En mense koop boeke omdat hulle iets daarvan wil hê. Ja. En toe sê hy vir my, maak tog 'n soos 'n gids. En combineer dit met jou aerial foto's. Ja. En dan, en dis eintlik een van die redes. Die tweede rede is, ek wou altyd, omdat ek so baie materiaal oor Etosha het, ek gaan Etosha toe vanaf ek 'n kind is. Ja. En daai jare, ek dink daar is 14 jare se fotomateriaal in hierdie boek. En ook die laaste rede, en ek dink dit is die belangrikste rede, Etosha is nog een van die, hoe kan ek sê, hawes vir wild, veral roofwild. Ja. Wat jy gaan leeu sien, jy gaan luiperd sien. Exactly. En dit is regtig, dit is waarom Etosha spesiaal is en die Vlaskiepark, want jy is al verseker, jy gaan pragtwild sien. Dit ook, maar kan jy jou voorstel, ons almal weet ons wild is so bedreig deur mense wat so verskriklik uitbrei, dit is maar net so. Land wat vir landbou gebruik word, die stropery, kan jy jou voorstel as ons iewers in die toekoms, as daar net beskermde plekke is, vir wild, wat daar toevlug het. Word net al hoe kleiner. Dit is ongelukkig so, en dit is baie opsettend. So, Etosha is so belangrik, die park moet na gekyk word. Dit beskerm ons wild, dit is 'n toevlug vir wild. En so is dit met nasionale parke oral die wêreld. So Kom ons kom terug na die roetes, die paaie en routes, roads and ratings. So jy het verskeie kaarte hierin ook van al die oorde en waar mens oral waar jy kan stop en jy sê dit is die nuutste, want van die kaarte sê nie maar jy kom in Etosha in en jy kry kaart, dan is dit oud, dit is, so hierdie is regtig vars. Dis definitief so. Dis ook 'n rede, ek het baie inligting self versamel, toe ons veral die Weste ook gedoen is, daar's baie min inligting oor die Weste van Etosha. En dit is so mooi, dit is so ongerep. Plantkunde, niemand weet eintlik of die geologie, en dit is so anders as die res van Etosha. So, ek het regtig baie, ons het self gery, jaar vir jaar, inligting gesamel, plante identifiseer, en soos jy sê, kaarte is veroud. Daar is piknikplekke wat nie eens op die ou kaarte op is nie. Jy sien nog wild dogs, wilde honde. Jy sien nog die ground hornbill. Dit kom nie meer in Etosha voor nie. Baie het verander. Die roetes na Olifant-Rus byvoorbeeld, dit het nou verander en al dit is in hierdie boek. Ja, so joune is regtig opgradeer. Dit is regtig opgradeer. Dis nie verouder nie, dis opgradeer. Nee, en dit het ook baie inligting van die geskiedenis van die park. Soos jy sê, die routes
die voorstelle hoe 'n mens kan ry. Stel jy nou voor jy is 'n toerist en jy kom vir die eerste keer na Etosha toe. Jy is oorweldig Ja, en dis so van die groot, park. jy weet nie waartoe om te gaan en Presies. wat wil jy eers sien en wat gaan jy waar sien? So jy ken Etosha soos die palm van jou hand. Ja. So Ek ken Etosha baie goed en daar's ook interessante feite. Leeu's, luiperds, hulle is territorial diere. Jy weet jy gaan so hulle jy daar weet kry. in 'n sekere gebiede, jy weet jy het 'n goeie kans daarom om hulle daar te sien as hulle die hele gebiede beweeg. Ek weet waar sê byvoorbeeld 'n mens stel net belang in voëls. Waar sal jy so 'n mens voorstel om te gaan? Natuurlik Fisher's Pan toe. ja. En daai tipe van goed. So jy gee wenke, jy sê vir mense hier, ja, soos byvoorbeeld hier's ek by Dolomietpunt in die boek. Ja, ek was ook gelukkig om in die Weste te wees. En dit was vir my baie spesiaal want dit is so ongered. So jy gee vir mense wenke en sê dit kan jy daar sien, dit kan jy by daai punt sien. Ek wil graag jou persoonlike opinie hoor oor die geriewe, die standaard van die geriewe. Jy sien, dit breek my hart as ek hoor van die vandalisme en dat daar nie onderhoud is nie, dat daar nie na goed gekyk word nie. Ek dink dit is regtig waar dat baie mense kla. Ja. Daar word ek in my persoonlike mening nie goeie instandhouding gedoen nie. Ja. Maar dis nie om te sê dat die mense nie omgee nie. Daar's die personeel van die kampe. Ja. Daar's baie mense wat regtig hul beste ook doen. Miskien is daar tekort van geld, ek weet nie, maar daar kan beslis baie meer gedoen word. Baie mense kla, baie mense bly buite die park. Ja. En dis 'n jammerte want 'n mens wil die toeriste in die park hê. Ja. En daar kan regtig baie meer gedoen word. Ja. Maar ek sê ook ek gaan vir die diere. Ja, dit is die Ek wil die diere sien, ek wil so min moontlik tyd in die kampe spandeer nie, ja. maar baie mense wil dit nie doen nie. Hulle sien die hele prentjie en dit moet 'n goeie prentjie wees. So ja, daar kan beslis baie meer gedoen word. Ja. En ek dink ook daar is pogings om die piknik plekke op te gradeer. Ja. Die strate, mense kry baie klagte oor die strate. Sekere strate word nou geteer. Ja. So daar is definitief ook pogings om die parke bietjie beter in stand te hou. Wat is jou gunsteling deel van Etosha? Ag, dit sal altyd vir my die Halali en die Namotoni omgewing wees. Ja, Okokweyo, die watergat daar is beslis die mees bekende, maar vir my is Halali, ek dink, my gunsteling plek. As jy het baie moontlikhede vanaf Halali. Jy kan of na die noorde toe ry of jy kan na die weste kant toe ry. Daar's baie oop plekke daar en as die gras so waai by as jy Salvadora toe kom, jy weet hy en as jy oor die pan so kyk, dit is net ontsettend mooi. En die Halali watergat, jy gaan altyd iets daar kry. Definitief. Dit is enige fotograaf se droom. Ek vat altyd my tripod saam, sit hom daar neer en jy sit net rustig daar die hele dag en jy gaan altyd fantastiese foto's hê. Anja, baie, dit is baie geluk met hierdie boek. Waar kry ons dit? François, direk van my, mense kan my direk kontak, maar ook boekwinkels, Windhoek Boektent voor dit en Namibia Book Market. Dis beskikbaar op Amazon. Is op Amazon, so jy kan hom bestel van Amazon, dan almal bestel mos deesdae. Presies, en ook van HPH, dis die uitgewer, HPH Publishing, direk van hulle se website ook. So dis eintlik wyd beskikbaar. In Swakopmund by die Moshel en Swakopmund boekwinkel ook. Ja. Anja, baie dankie en asseblief, ons weet nou jy moes nou ophou seels ontwerp, maar asseblief moenie ophou met jou fotografie nie want dit is absoluut briljant. Baie dankie vir die kuier. Baie dankie François, dit was lekker om hier te wees. Internasionale weermodelle voorspel vir die volgende 10 dae goeie reënneerslae van Namibië. Ons hou duim vas. Geniet ook die privaat skole naweek, die naweek op Stampriet en veilig ry,
veilig bly, mooi ry, mooi loop, totsiens.